Ek wil begin met 'n gedeelte en ek lees dit Amplified uit. Acts 4 vers 23 vers 24 en dan weer in vers 27 tot vers 31. So as jy die Bybels het, kan jy saam blaai, jy kan volg ook hierso op die bord, is reg. Maar is altyd goed om jou Bybel te bring, het hy jou Bybel fix. Ek verstaan ons het op ons fone ook, maar dit is goed vir ons om 'n bietjie deur te blaai met papier te hoor, om die woorde te sien, so ja, julle kan met julle Bybel saambring, maar ons het die gerief om te kan lees van die bord af ook. Ons lees in Handelinge 4, nou hierdie is net nadat Petrus en Johannes die verlamde man gesond gemaak het. Nou die man was ongeveer 40 jaar oud gewees, en hier loop hierdie ou in die straat rond, en loof en prys die Here, en die Sanhedrin kom en hulle sê vir Petrus en Johannes, luister ouens, julle kan nie met die naam van Jesus bedien nie, ons belet julle, en hulle is half soos, ons gaan die naam van Jesus preek, en die Sanhedrin gaan weg, hulle sê, hoe is ons weet wat om te doen nie, want die evidence van hierdie manne se bediening loop hier rond. Hierdie man was vir 40 jaar was hy verlam, en hier loop hy rond, so dit is eintlik onherkenbaar dat in die naam wat hulle bedien, gebeur daar wonders en regtig tekens. Wat gaan ons doen? En weer eens sê hulle, ja, hulle kom na Johannes en Petrus en sê, ouens, julle kan nie, ons belet julle. En Johannes en Petrus sê, julle moet vir julle self besluit of in julle hart of wat reg is om gehoorsaam te wees teenoor God die Vader, maar wat ons aangaan, is dit vir ons goed om gehoorsaam te wees aan God die Vader. Okay, so nou net na daai stukkie in vers 23 lees ons, and after Peter and John were released, they returned to their own people and reported everything that the chief priests and the elders had to say to them. And when they heard it, nie wanneer Johannes en Petrus hulle dit gehoor het nie, omdat ons fokus nou nie nou op Johannes hulle nie, ons fokus nou op die mense, die gemeente, die gemeenskap van Johannes en Petrus hulle oor hierso. And when they, die kerk, die huishouding van God, and when they heard it, they raised their voices together to God and said, O sovereign Lord, having complete power and authority, it is you who made the heavens and the earth and the sea and everything that is in them. En dan 'n bidtelike gebed van Dawid, maar ons sien ook hier, dat hulle bid eintlik maar in die formule van die Onse Vader. So Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. O sovereign Lord, having complete power and authority, it is you who made the heavens and the earth and everything in them. So hierso het hulle iets begin al sien van hoe 'n mens bid. Maar ons gaan later by dit uitkom. Vers 27, for in this city, so nou bid hulle verder, for in this city, they were gathered together against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, along with the Gentiles and the people of Israel, to do whatever your hand and your purpose predestined before the creation of the world to occur. And so, without knowing it, they served your own purpose. And now, Lord, observe their threats, take them into account, and grant that your bondservants, the apostles, that the bondservants may declare your message of salvation with great confidence, while you extend your hand to heal, and signs and wonders, attesting miracles, take place through the name and the authority and the power of your holy servant and son, Jesus. And when they had prayed, die gemeenskap, die huishouding, and when they had prayed, the place where they were meeting together was shaken, a sign of God's presence, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak the word of God with boldness and courage. Nou as ons volgens hierdie skrifvers kyk, dat gebed 'n teken is, wanneer ons bid, kan God in ons midde kom. Broers en susters, wil ek vir ons sê, dat ons moet begin bid. As gebed 'n manier is hoe God sy teenwoordigheid afbring in jou binnekamer en na jou toe bring, moet ons eintlik klaarmaak nou net en sê, bid sonder ophou. Maar ons sien hier, sien ons dat in Handelinge was dit 'n biddende kerk. Ons sien later ook toe Petrus gevange geneem is en hy sou doodgemaak word die volgende oggend, bid die gemeente en 'n engel van die Here, en die Bybel sê daar aanhoudende gebed vir Petrus opgegaan. Aanhoudende. En God die Vader stuur 'n engel en klop hom aan die sy en sê, Petrus, word wakker, en die boeie val van sy enkels af, en die tronk se deur gaan oop, en hy stap tot buite die stad se hekke, en daar besef Petrus, hierdie is nie 'n droom nie, hierdie is real.
en hy stap tot binne of hy stap tot by die huis waar die gemeente, die huishouding van God saamgekom het, klop aan die deur en die diensmeisie gaan, sy maak oop, en sy maak die deur toe, want Petrus moenie hierso wees. Die Petrus môre moet hy gevonnis word. Hardloop terug in die huis en sy soos, julle Petrus is hier, soos no way, en hulle maak die deur oop, Petrus is hier, want as gevolg van die gebed van die regverdige is al groot krag. Broers en susters, is ons nog bidend? Is jy nog 'n biddende kerk? Onthou een ding, ons moet een ding verstaan, as ons kerk sien as die huis van God, dan dink ons ek kan net kerk hou hier, maar besef ons is nie ons is die liggaam van Christus Jesus. Ons is nie 'n gebou nie, die kerk is nie gekoppel aan 'n gebou nie. Kerk is wanneer ons buite onder 'n boom sit en kerk hou, waar ons ook al gaan, waar jy stap in die dorp en ons gelowiges saam met jou, dit is kerk. Kerk is die huishouding van God die Vader, want die gevaar is ons dink kerk is net op 'n Sondag. Hoor my hart, dan sit ons as kerk op ons gawes. Want die pastoor moes hierdie goed doen. Broers en susters, die pastoor is nie die hoof van die gemeente nie. Christus is. En ek sê nie net om my werk uit te deel en sê hoe die werkslas is groot nie, maar broers, ons lewe in 'n era waar die huishouding van God nie aktief is nie. En ek weet ek veralgemeen en ek weet nie waarvan julle se gebedslewe is. Ek weet nie of jy biddend is en of is dit maar net jy staan met op en jy bid maar net vir jou kos en jy bid dieselfde rympie en jy gebid voor jy slaap. Die gebed waarvan ek praat hier is jou binnekamer. Is om te veg op jou knieë, om te bid totdat God jou binnekamer skud as 'n teken van sy teenwoordigheid, omdat jy jou verootmoedig voor die Vader om te sê, Here, dit werk nie so nie, Vader, ons bid vir ons dorp. Julle, wanneer laas het ons gebid vir ons dorp? Wanneer laas het jy in jou binnekamer gebid vir ons dorp? Want ons sien die nuus en ons sien alles wat aangaan met die mense wat hier so inkom en dit is hard vir ons en dit breek ons harte en ons sien hoe die haweloses loop hier in die dorp en ons sien die mense wat nie die Here dien nie. Maar broers en susters, hoekom doen ons nie iets aan dit nie? Deur gebed. Bid en die Bybel sê die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid dat God die arbeiders sal stuur. Daar is nie arbeiders nie, omdat mense nie gebid word voor nie. Besef u vanoggend die covering power van gebed vir ons as mens. Wanneer laas het ons gebid vir ons geestelike leiers? Om regtig te sê, Vader, maar laat hulle die woord met boldness spreek en nie sal val vir die planne en strikke van hierdie wêreld nie, waar die regering wil inkom in die kerk en sê, raait my, julle mag nie meer oor hierdie goed preek nie, mag ons sê, Here, nooit. Vader, ons kom bid teen hierdie, Here, ons rig 'n petisie op in die gees, want dit is wat die Bybel sê, with prayer and petition. Ons het 'n petisie oprig in die gees en sê, nou hy's Here. Wanneer hulle wil kom LGBTQ in ons keelgatte afforceer in ons skole om they badkamers maak, ons sê, nou hy's Here, nooit, Vader, ons staan nie vir U nie. Ons as kerk bid teen hierdie goed, maar ons aanvaar dit van die wet sê so. Hoe maklik is dit vir die vyand om die huwelik aan te val as ons nie bid vir ons eggenote nie? Manne, hoe weerloos is jou vrou omdat ons nie vir haar bid nie? Jy en ek as die hoof van ons huis. Hoe weerloos is jou kinders as jy oor wagter op die muur slaap? Hoe weerloos is ons dorp, manne, as ons nie sê tot hier toe nie verder nie? Vrouens, hoe weerloos is jou man want ons nie vir hom bid nie. En jou man lyk sterk. En ons as manne en ons gee voor en dit gaan goed. Maar jy weet hoe gaan dit by die huis met die werk en die beroep en die boerdery en alles. Jy weet. Wanneer gaan ons vir ons eggenote begin bid? Hoe swak of hoe weerloos is 'n huwelik as ons nie intens vir mekaar bid nie? Manne, vrouens, wanneer laas het julle mekaar bedien in gebed? Manne, wanneer laas het jou vrou gesalf? Vrouens, wanneer laas het jy jou man gesalf? Wanneer laas het jy as huweliksmaats saam in die binnekamer ingegaan en sê, liefie, kom ons bid vir mekaar? Want ons aanvaar die realiteit as dit is dit. Besef ons dat ons dien 'n bonatuurlike God. Mamma, pappa, wanneer laas het jou kinders gevat en hulle gesalf? Wanneer laas het jy bietjie deur die huis geloop en jou kinders se bed gesalf in hulle kamers? Ons sien hoe die vyand funksioneer
maar ons doen niks aan nie. En soos ek sê, ek weet ek veralgemeen. En as jy nie van toepassing is vanoggend hier nie, voel jy maar ek's 'n bidder, bid dan vir ons. Bid dan vir die wat nie bidders is nie, want ons dink dat, en hoor my hart, daar is iets soos intercessors, 100%. Maar ons dink dis 'n bediening toegeëien net aan bidders, dat net hulle kan die bidders wees. Besef jy dat gebed nie net gegee is vir intercessors nie, maar gebed is gegee vir elke liewe kind van die lewende God, want dis ons manier van kommunikeer met God die Vader. Dis ons manier wat ons, en jammer vir dit, snot en trane voor God huil en sê, Here, ek staan in vir my man, ek kan sien hy's moeg, Here. Of manne, Here, ek kan sien my vrou trek bietjie swaar. Here, ek kom en ek staan in die gap vir haar en ek bid vir haar. Here, ek kom en gaan as hy slaap, gaan salf haar en sê, ek salf haar in naam van Jesus Christus. Want jy weet as jou vrou daar wakker word, is jy in moeilikheid. Gaan salf haar, manne, wanneer gaan ons opstaan en ons plek inneem as mans van God en begin bid vir ons dorp? Hoe maklik is dit vir die vyand om ons aan te val as ons nie meer bid nie? Want prayerlessness equals powerlessness. Dis maklik vir die vyand om in 'n huis in te kom waar daar nie gebid word nie. Gaan kyk bietjie na Rian Swiegelaar se goed, wat die krag van gebed in die satanis se lewe is. In die geesteswêreld is. En ons besef nie die goed nie. Ons besef nie al die dinge wat die Here vir ons gee, is wapens wat die Here vir ons gee, om die vyand te staan in ons lewe. En die Bybel sê, as ek my onderwerp aan God die Vader, as die autoriteit reg is in my huis, as ons almal submit onder die kragtige hand van God die Vader, as jy as man dan bid vir jou vrou, kan jy sê, Here, ek weerstaan nie vyand nie. Die Bybel sê, hy sal vir my al wegvlug. Filippense 4 vers 6 sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking en met danksegging bekend word by God. Gebed vanoggend, en weer eens, ek praat net wanneer ons bid voordat ons eet nie, of net voordat ons slaap nie. Ek bid vir daai tyd wat jy uitsit en jy kanselleer 'n afspraak en jy sê, Here, nou moet ek bid. Nou moet ek bid. My gebed vanoggend is nie om ons oor die vingers te tik nie, maar omdat ons onsself sal ondervraag, sê, Here, hoe lyk my gebedslewe? Want wanneer ons gebedloos is ons meer susceptible tot sonde. Want ons is nie waaksaam nie. Wanneer ons nie meer bid nie, raak ons lui. En daar is nie 'n makliker teiken as 'n lui Christen nie. Nog 'n bietjie slymer, en nog 'n bietjie slaap, en armoede oorval jou soos 'n dief in die nag, en dit is so waar van fisies ook, maar is so waar van geestelik ook. Luister ons meer na ons snooze button van ons fone, of staan ons op wanneer jy tyd maak en gaan sê, Here, nou moet ek by U uitkom? En ek dink een van die grootste verskonings wat ons as mens gebruik, ek ook, is, Here, ek het nie tyd nie. Wanneer moet ek bid? Julle enige tyd. Enige tyd in die nag, eerste uur wanneer jy wakker word, stel jou wekker en gaan bid. Gaan wees 'n bidder. En vanoggend weer wil ek sê, ek wil nie oor die vingers haal of oor die vingers stik nie, maar ons moet, ek bid dat die Here gebed sal aktiveer in jou lewe. Die Bybel sê, die vurige gebed van die regverdige dra groot krag. En ons dink baie keer, Here, maar ek kan nie bid nie, ek weet nie om te bid nie. Dit gaan nie oor die woord wat jy bid, dit gaan oor tot wie jy bid. Weet jy tot wie jy bid? Jy bid tot 'n God wat die wêreld gemaak het deur 'n spreek van woorde. Jy bid tot 'n God wat die see oop gekloof het. Hoekom sal hy dit nie vir jou doen ook nie? Gebed verander sake, en as ons kyk op grond van Filippense 4 vers 6, kan angstigheid gekoppel word aan prayerlessness. So as jy bietjie angstig voel en jy besef jy gaan kyk of jy nog bid. Gaan kyk of jy nog press in gebed, want gebed verander ons. Ons sien dit toe Moses tyd saam met God spandeer het in die berg, kom hy af en sy gelaatheid gegloei. Ons sien dit met Jesus Christus ook, toe hy gaan bid en kom af, was hy 'n ander mens gewees. Gebed verander ons, gebed verander sake. So broers en susters, hoekom bid ons nie? Los ons dit vir die pastoor om ons huis te kom salf. Los ons dit vir die pastoor dat ons kan gaan vir huweliksberading, of vir my kinders. Broers en susters, dieselfde gees wat in
in Billy Graham was, is dieselfde gees wat vandag in jou funksioneer ook. Dieselfde gees wat in Elia en Elisa gewerk het, is dieselfde gees wat vandag nog in jou werk. Dieselfde gees wat in Jesus Christus was, is presies dieselfde gees wat vandag nog in jou is ook. Waarom wag ons? En hoekom aanvaar ons alles net as dit is nou maar so? Dis realiteit en ons veg nie meer nie. So my gebed vanoggend is dat ons sal veg. Veg, manne veg vir jou vrou, veg vir jou kinders, veg vir jou dorp, veg vir jou werk, veg vir jou vriende in gebed. Vrouens veg vir jou man. Die Bybel sê dat die Here gee vir ons 'n helper. 'n Helper, Ebenezer is om te bid vir jou man. Helper is nie net om te gaan skorrel en is wat ek sê nie. Dis hoekom daar skorrelgoedwassers is wat jy gebruik en net sokom mans help, maar jou doel is nie net om te help in die huis fisies nie. Jou doel as vrou, as helper, is om jou man te bid wanneer jy weet dit gaan nie goed met hom nou nie. Ek dink nie ons besef die krag van gebed nie, julle. En hoe ons huis beroof van seën omdat ons nie bid nie. Omdat ons nie wag op die muur nie. Wat is die een ding wat die disippels vir Jesus gevra het? Hoor gou hierso. Lukas 11 vers 1, en toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disippels vir hom, nadat hy opgehou het, so hulle hoor hoe Jesus bid, nadat hy opgehou het, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy disippels geleer het. Nou een ding, die manier hoe hulle gebed geken het, is die Fariseërs en die Sadduseërs en die Geeskleiers wat hardop gebid het in die dorp. Nou, hoekom gebruik hulle vir Johannes ook? Want Johannes die Doper was 'n radikale ou. Hy was nie dieselfde as die Fariseërs of die Sadduseërs of enigiemand nie, want dit het gekom uit verhouding uit. So Johannes was ook 'n bidder en hy sê vir sy disippels, manne, dis hoe ons bid. En hierso kom die disippels en hulle luister na Jesus en hulle besef, maar Jesus, hier is iets anders wat ons hoor in die sinagoges. Hier is iets anders wat ons hoor in die strate. This is something different. Hierdie gebed van God die Vader, van Jesus Christus, hierdie roer ons hart. En hulle sê, Here, leer ons bid. En my gebed vanoggend is, mag ons dit ook vir die Here vra. Here, leer ons bid asseblief. Want die disippels kon iets anders te sien in Jesus Christus. En julle onthou, Jesus het herhaaldelik gaan weggaan om te gaan bid. Ook hierso bid hy vir hulle sodat hulle kan hoor, this is the way. Maar Christus het herhaaldelik een kant gegaan om te gaan bid. En dan kom Jesus en hy sê, maar ek sê niks voordat ek by my Vader hoor nie. Wanneer laas het ek en jy by die Vader gehoor voordat ons ietsie sê? Of ietsie doen? Ons dink is nou maar so en die Here gee vir ons gedagte en is goed, daar is seker goed wat ons dadelik weet, hier is nie van die Here af nie. Maar is ander goed wat ons God moet gaan raadpleeg. En dis wat Dawid so fenomenaal gemaak het. Sy verhouding met God die Vader. Hy het herhaaldelik gegaan en God gaan raadpleeg. Matteus 26 vers 41, en hierdie is seker een van die vers wat ons baie die meeste nie, maar baie keer uit konteks uithaal. Vers 41 sê, keep actively watching and praying that you may not come into temptation. The spirit is willing but the body is weak. Nou ons baie keer gebruik ons hierdie skrifvers vir die temptasie en dit is goed, ons moet waaksaam wees vir die versoeking van die wêreld en versoeking vir die sonde en die temptasie. Ons moet altyd versigtig wees, waaksaam wees, wakker wees. Maar in watter setup sê Jesus dit vir sy disippels? Nie toe hulle verby 'n bar loop of 'n bordeel of waar ook al nie. Hulle was reeds afgesonder. Then Jesus came, as Matthew 6 vers 36, then Jesus came with them to a place called Gethsemane Olive Press, and he told his disciples, sit here while I go over there and pray. So Jesus kom en hy vat vir die seuns van hy sê hierso, and taking with him Peter and the two sons of Zebedee, James and John. He began to be grieved and greatly distressed. Jesus het die krag van gebed van die regverdiges verstaan, want hy sê vir hulle, kom bid saam met my, ek is tot sterwens toe benoud. Dat Jesus Christus roep 3 van sy naaste vriende, sy binnekring, en hy sê, manne, julle moet saam met my kom bid, ek is benoud. So he began to be greatly grieved and greatly distressed. Then he said to them, my soul is deeply grieved, so that I am almost dying of sorrow. Stay here, stay awake, and keep watch with me. Moenie kyk
moenie kuiwie hou nie, bid saam met my. Dit gaan nie oor Jesus, u gaan daar bid, en as ons kuiwie hou, en as iemand kom en so, chip, Here. Dit gaan oor, be watchful, wees wakker en bid saam met my. And after going a little farther, he fell face down and prayed, saying, "My Father, if it's possible that is consistent with your will, let this cup pass from me, yet not my will. Yet not as I will, but as you will." And he came to the disciples and found them sleeping and said to Peter, "So you men could not stay awake and keep watch with me for 1 hour. Keep actively watching and praying that you may not come into temptation. The spirit is willing, but the body is weak." He went away a second time and prayed, saying, "My Father, if this cannot pass away unless I drink it, your will be done." Again he came and found them sleeping, for their eyes was heavy. Jesus sê vir hulle, wees wakker, wees waaksaam, want vir die versoeking, wat hulle neem versoeking val nie, want die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Jesus het nie, hulle was in 'n perfekte setting. Hulle was nie naby 'n bordeel, naby 'n plek waar hulle wou gaan kuier het nie. Hulle was in 'n so die temptasie was die sonde nie. Die temptasie was om te slaap wanneer jy moet bid eintlik. En dit is die probleem met ons as Christene, ons slaap in plaas van ons moet bid eintlik. En dis wat Jesus sê hierso, watch and pray, lest temptation come over you. The spirit is willing, but the flesh is weak. Want die Bybel sê vir ons, die gees kom ons swakheid help wanneer ons weet wat om te bid nie. So jou gees gaan altyd wil bid, en jy en ek weet wanneer die Here jou in jou binnekamer roep. Vir 'n sekere saak, 'n situasie, vir jou huwelik, vir jou werk, vir jou beroep, of vir jou boerdery, of vir jou vriende, jy weet die Here begin iets roer in jou. So die gees sê vir jou, jy moet gaan bid, maar die vlees sê vir jou, is alright. Die Here ken jou hart. Hy weet jy moet opstaan môre. Hy weet jy moet vars wees by die werk. Want as ek nie my slaap in kry nie, as ek 'n zombie by die werk, dan is ek nie aktief, dan is ek nie effektief nie, en dan kan ek nie effektief vir die Here werk nie. So dan in elk geval alles wat ek doen ek nie vir die Here, want ek is heeltyd moeg. Grootste leuen wat ons kan glo. As Jesus sê, wees wakker en waaksaam, lest temptation to sleep come over you. Pas op vir die temptasie om te slaap in jou gees en nie te bid vir die mense om jou nie. Dawid word genoem 'n man na God se hart. Nou ek moet sê dit is iets wat my kom roer, is hoekom sê God dit van Dawid? Dawid was 'n normale man, normale seun. So hoekom sê God dit van Dawid? En ek het so 'n bietjie begin krap en kyk, en een van die goeders is Dawid was 'n bidder. Dawid was 'n man wat herhaaldelik in die tempel ingegaan het om God te gaan raadpleeg. Hy het niks gedoen uit homself uit, en die oomblik as dit iets uit sy self uit is dit iets soos Batseba, wat 'n man in die voorste linie sit. Psalm 55 vers 17 tot vers 19, Dawid skryf die volgende, hy sê, "Maar ek roep na God, na die Here wat my siel red, in die aand, in die môre, in die middag, heeldag kla en sug ek, en hy hoor my roep. Hy sal my lewe red en my die oorwinning gee, al is daar so baie teen wie ek moet veg." Dawid sê, ek bid in die oggend, ek bid in die middag, en ek bid in die aand. Heeldag roep ek, heeldag kla ek, heeldag sug ek, heeldag stel ek my petisie voor U om te sê, Vader, hierdie is waarvoor ek vra. En hoeveel keer lees ons van die psalms, waar die psalms 'n gebed is? Soveel keer waar Dawid bid, hy sê, "Why are you so downcast, O my soul?" Waar hy met homself praat, waar hy vir homself bid. Sê, man, hoekom voel jy so, Dawid? Come on, man. Jy weet mos wie jy is. Jy's 'n koningskind. Maar as ons nie bid nie, aanvaar ons al die goed wat die vyand van ons sê. Nou Dawid het ongeveer tussen 73 en 75 van die 150 psalms geskryf. En meerderheid van dit is 'n gebed. Ja, die ander is liedere van lof en van aanbidding, maar gaan lees bietjie die psalms en jy gaan sien hoe Dawid se hart vir God uitstort in gebed. En dan kom die Here en hy sê, hierdie is 'n man na my hart. So ons kan iets leer by Dawid, en ons sien dit in Jesus Christus ook. Dat wanneer ons bid, wanneer laas het jy gaan veg in gebed vir iets in jou lewe? Wanneer laas het jy gaan bid teen iets wat iemand vir jou sê, of jy ervaar iets in die gees, of jy sien iets hier raak in jou huwelik of in jou gesin, en jy voel jou kinders 'n bietjie wanneer laas het jy gaan veg in gebed vir jou lewe? Wanneer laas
Het jy in jou binnekamer ingegaan en gaan sug voor God die Vader, sê hierdie is my versigtiging, Here. Wanneer laat ons vir ons gebid vir ons dorp, vir verlore siele? En ons dink, ons gaan net aan elke dag, en ons sien hulle, en ons weet van hulle gaan nie noodwendig in die kerk instap op 'n Sondagoggend nie. Maar sê dat die kerk, die huishouding, na hulle toe gaan, die huishouding van God na hulle toe gaan. En soos ek nou in die begin gesê het, van ons sien al die goed wat gebeur in ons dorp, ons hoor van die Egiptenare, ons hoor van al die goed, en dit skeer ons hart, en nie net dit, maar ons ander goed ook, wat ander gesinne weer beïnvloed ook, en ons sien hierdie goed, maar wanneer laat ons gaan bid vir ons dorp? Wanneer ons op die hoeke gaan staan van ons dorp, en gebid, en sê, Vader, ons staan in gebed as kind van God, vir ons dorp. 1 Kronieke 16 vers 11 sê, vra na die Here en sy sterkte, soek sy aangesig altyd deur. Wanneer laas jy net gaan bietjie sit en bid en die Here se aangesig soek vir jou lewe? Wanneer laas het ons gaan net voor die Here lê en of sit of kniel, daar's nie 'n manier, dit is nie te sê as jy lê dat die Here meer homself kom openbaar aan jou nie, maar gaan vind jou manier hoe jy deurdring in gebed na God die Vader toe. Wanneer laas jy die aangesig van die Here gesoek vir jou lewe, en ek bedoel so soek. Nie net vra en jy lê en jy bid vir dalk 5 minute, jy sê, ek cool Here, ek moet nou gaan. Wanneer laas ons gaan regtig sê, Here, ek wil net nou, ek het U so nodig, om die aangesig soek. Om te bid is nie 'n eenmalige ding nie, dis 'n aanhoudende tyd maak vir Jesus Christus. Nou onthou een ding, ons moet nooit die autoriteit onderskat wanneer ons bid. Jy moet nooit die autoriteit wat in jou is onderskat wanneer jy bid nie. En moet ook nooit buite daai autoriteit funksioneer of probeer funksioneer nie, want dis wanneer ons tot 'n val kom. So ons het altyd besef, maar ons bid in die autoriteit en met die autoriteit onder die autoriteit van Jesus Christus. Ons bid nooit in ons eie krag of vir ons eie ding nie, ons leer dit in Jesus Christus ook, bid hy en hy bid vir, hy sê, Vader, maar as dit nie my wil is nie, laat dit nie geskied nie, laat U wil geskied in my lewe. Maar jy moet nooit onderskat die autoriteit wat God in jou geplaas het deur 'n bloedgewaste kind van die lewende God nie. Ons bid nou in die autoriteit van Jesus Christus. Nou daarso is 'n skrifvers in Jakobus 4 wat sê, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Maar hoor wat sê die volle skrifvers in Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle dan aan God. Onderwerp jy onder die kragtige hand van God die Vader, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. En ons sal altyd net die laaste gedeelte doen, maar nooit die eerste een nie. Om jou te onderwerp aan God die Vader. Om jou te onderwerp aan God die Vader beteken dat jy moet iets opoffer. Jy moet jouself neerlê vir God die Vader. Want jy kan nie twee Here dien nie, jy kan nie jouself en God dien nie. Jy kan nie jou besittings en God dien nie. Jy kan nie jou geld en God dien nie. So ons moet besef, maar ek moet submit, ek moet surrender onder die autoriteit van Jesus Christus. Here, U het die hoogste gesag in my lewe, en dan wanneer ek my onderwerp aan God die Vader, dan kan ek sê, Satan, ek verstaan jou in my huwelik, ek verstaan jou in my werk, ek verstaan jou in my gesin, ek verstaan jou in my vriendekring, ek verstaan jou in my dorp, ek verstaan jou in my kind se skool, ek verstaan jou want ek onderwerp my, ek weet waar is my autoriteit en dis in Christus Jesus, en dis wat ons mis, want ons besef nie meer wie Jesus Christus is nie. Nou, autoriteit in Jesus kom deur twee maniere, is om te onderwerp en die ander is openbaring. Want daar's 'n verskil tussen van openbaring en observeer. Daar's 'n verskil tussen observation en revelation, groot verskil. So ons lees hierso in Matteus 16, so ons het nou gepraat van dat om ons te onderwerp aan God die Vader en sy woord en sy gesag bring autoriteit in ons lewe. Maar die volgende een is openbaring. Matteus 16 vers 13 tot vers 18. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels, en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mense is? En hulle antwoord, sommige Johannes die doper, en sommige Elia en ander Jeremia of een van die profete, om te observeer, maak hulle hierdie stelling. Sê maar, is Elia, is Johannes die doper, is een van die profete, maar kyk gaan na openbaring. En hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die seun van die lewende God. Ek gou vinnig julle aandag vat hier
Jesus sê, wie sê die mens dat ek die seun van die mens is? So Jesus kom sê eintlik ook wie hy is. So Petrus kon nog gesê het, is die seun van die mens, want hy het nou net so gesê, nee, die Heilige Gees kom openbaar, en sê, is die Christus, die seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy Simon Bar-Jona, seun van Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie. This is not because of observation. This is because of revelation, Peter. Dis nie van wat jy gesien het nie, is wat die Here aan jou kom wys het, wat God vir jou, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Op hierdie rots, Petrus, op die openbaring van wat my kinders kry, dat ek die seun van God is, op dit sal ek my kerk bou. Die kerk is nie gebou op enige mens nie, want Jesus is die rots, maar op openbaring. En deur openbaring kry Petrus die autoriteit, en Jesus sê vir hom, en ek sal vir jou die sleutels van die doodryk gee om oop te sluit. Ek sal vir die sleutels van die hemel gee om oop te sluit, en wat jy ook al bind op aarde, is gebonde in die hemel, en wat jy ook al ontbind, is ongebonde op hierdie aarde in die hemel. So besef ons die autoriteit van die Here vir ons gee deur openbaring, en ek dink daar, dat ons is nie bidders nie, omdat ons nog nie openbaring gekry van wie Jesus Christus is nie. Van die oomblik as jy openbaring kry, gaan jy besef, maar wow, Here, hierdie is autoriteit, en die Here sal vir die autoriteit gee op grond van jou openbaring. Want om te observeer dit wat my ouers sê Jesus Christus is, en wat hierdie ou sê Jesus Christus is, en hierdie denominasie sê, en hierdie ene, dan gaan ons so verward wees oor wie Jesus Christus eintlik is. Maar as jy openbaring kry, dis verhouding. Ek glo dat observeer is gelykstaande aan tradisie, want ons observeer wat my ouers doen en ek volg maar net, maar verhouding kom uit openbaring. En autoriteit kom uit openbaring. Ons 'n groot verskil om te observeer en openbaring. Want dan besef ons tot wie ons werklik bid. Ek wil klaarmaak met hierdie vers van Matteus 26 vers 41. Keep actively watching and praying that you may not come into temptation. The spirit is willing, but the body is weak. So ek wil vra dat ons sal versigtig wees om te slaap in die gees in plaas van om waaksaam te wees en te bid in die gees. Dat jy as man, dat jy sal bid vir jou vrou en jou kinders. Dat jy as vrou sal bid vir jou man en jou kinders. Dat julle wat in die hoërskool is, dat jy sal intree vir jou hoërskool, is op universiteit, waar jy ook al gaan, dat jy sal gekenmerk word as 'n bidder. By jou werk, imagine die mense wat saam met jou werk, ken jou as 'n bidder. Want wanneer hulle deur 'n moeilike tyd gaan, al dien hulle nie die Here nie deur wie jy is, dis sowieso is daar iets, en julle daar is niks fout om te vra vir iemand, kan ek vir jou bid vir iets nie, en iemand gaan ook vir jou sê, man, loop hierso. Maar as jy saam met daai persoon werk, en hulle gaan werk deur 'n moeilike tyd, na wie toe gaan hulle gaan? Hulle gaan na jou toe kom, want jy's 'n bidder. En ek praat nie net van 'n intercessor nie, daar is 100% 'n intercessor maar ons moet bidders word, julle. Mag ons versigtig wees dat ons nie in temptasie inval om te slaap nie. En die volgende ding wil ek sê, want ons gaan dit vasmaak en ons gaan dit doen. Die 31ste is 'n Vrydag aand. Dis Halloween. En ek dink nie ons besef en ons kan baie maklik vinnig oor dit brush. Nee, is Halloween, ons vier dit nie, so dis okay. Rian Swiegelaar sê dat dit is een van die hoogste tye van aktiewe satanisme. Is die dag van die jaar wat die meeste human sacrifices gemaak word. So ons gaan Vrydag aand 6:00 tot Saterdagoggend 6:00 gaan ons bid hier in die kerk. Ons gaan 'n deernag bid hou. En dan gaan 'n struktuur wees, jy hoef nie die hele nag te kom as jy sê Frans ek sal tussen 2 en 3 bid. Ons wil net dat daar aanhoudende gebed vir daai tyd gaan. Nie net vir Halloween nie, maar vir ons gemeente ook. Vir ons gemeenskap en vir ons dorp. Want hoe gaan ons die oorwinning behaal as ons nie 'n biddende kerk is nie? Jesus sê my huis sal 'n huis van gebed wees. En dit laat my dink, Here, is ons regtige huis van gebed? Is ons 'n huishouding wat saamroep en sê, julle ons gaan nou bid? Ek wil op gevoelens speel vir 'n Dinsdag aand nie, maar julle mag ons versigtig wees, dat ons nie aan die slaap gevang
word nie. Ons dien 'n aktiewe vyand. Hy's besig en hy's lustig. Hy loop rond so brullende leeu. Petrus sê, pas op vir dit, julle, want ek was naby aan Jesus en tog het ek hom verloon. Wees versigtig in jou huwelik, wees versigtig vir jou kinders, bly bid, so ek sê, salf hulle. As jy nie salfolie het nie, ons kan vir jou gee of vat olyfolie. As jy regtig nou nie olyfolie het nie, kan jy kookolie. As jy regtig nou kookolie vat nie, vat ook botter, maar kry net iets en salf jou huis. Manne gaan salf jou vrou vanaand. En dit gaan nie oor die gebed nie, of dit gaan nie oor wat jy bid nie, dit gaan net oor dat sy weet, you've got my back. Vrouens gaan salf jou man. Gaan salf hulle. Dat hulle sal weet, okay, ek het iemand wat vir my aanhoudend bid. Gaan salf jou kinders. Gaan salf jou kinders, mamma en papa. Dat hulle weet, okay, ek het ouers wat vir my nie net omgee fisies nie, maar ook geestelik. Julle, ons moet begin bid. Die tye raak boos. So ons gaan die 31ste Vrydag aand, ek weet dit is Langhoven se 'n golfdag, die eerste. Jy kan bid vir krag ook vir die golfdag of gaan speel volgende jaar. Hulle sal genoeg mense kry. Veral dat die Here iemand in jou plek stuur dan wat dalk net nie gaan 'n beter werk doen, maar ons gaan bid van daai Vrydag aand 6:00 tot Saterdagoggend 6:00. Ons gaan die Here vertrou dat hy die plek sal skud waar ons saamkom. Sy teenwoordigheid. Ons gaan bid vir ons gemeenskap, ons gaan bid teen Halloween en al die goeders en ons gaan 'n hele ek nie sê 'n program, maar gaan 'n bietjie struktuur aan dit wees ook. Wat gaan gebeur, wat se tye en so aan. So ons gaan 'n rooster uitstuur en dan gaan ons vra wat se tydglif jy kan dek en ons wil vra dat kom bid saam met ons, kom bid saam met ons in daai tyd. Julle wees versigtig. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Veral wanneer dit kom by gebed. Kom ons bid. Vader, dankie vir die oggend. Heilige Gees, wil ek regtig vir u vra, kom roer in ons hart oor gebed vanoggend. Vader, dat ons sal introspeksie doen om te kyk in myself, wat is ek 'n bidder? Is ek iemand wat veg? En Vader, weer eens, ons kan nie hierdie as 'n bediening toereken en sê, maar net intercessors bid nie. Ek is nie intercessor en so kan nie bid nie. Here, gebed is nie net vir intercessors of vir die pastore of die worship leiers of die kerkraad of wie ook al nie. Gebed is eintlik vir ons, elke een as normale mens. Gebed is kragtig, is ons manier hoe ons intree, is ons manier hoe ons net soos die mense in Handelinge 4 wat hulle vir Petrus en Johannes bid en sê, Vader, mag hierdie manne in boldness preek, Here. En mag wonders en tekens hulle volg, waar hulle ook al gaan, 'n testing miracles, Here, wat wys dat U die waaragtige is, en mag hulle met boldness preek. En die Bybel sê, die huis is geskit as geteken van die teenwoordigheid van God die Vader, en hulle kon met boldness preek. Here, mag ons as mans vir ons vrouens instaan, vir ons kinders bid. Here, mag ons vir ons posisie inneem as wagters op die muur, want wie gaan jou vrou en jou kinders beskerm as jy as wagter op die muur nie wag en waaksaam is en kyk vir die vyand wat oor die horison kom nie. Here, mag ons as manne, mag ons kinders salf, Here. Ons huise salf. Here, mag vrouens vir hulle manne intree, Vader, mag ons sien hoe U huwelike weer herstel, Here Jesus. Here, mag ons as mamma en papa, mag ons bid vir ons kinders, Here Jesus. Mag ons bid vir ons kinders wat in versoeking is, waar hulle ook al gaan, of dit 'n groepsdruk is, of vakkeuses is, of wat ook al dit is, Here, mag ons bid vir ons kinders op skool, Here. Dat hulle lig sal wees. Here, kom maak hulle lig, dat hulle nie 'n maat neem soos 'n stad op 'n berg, Here, kan nie weggesteek word nie. Jy steek nie 'n lig op in die nag en sit 'n maatemmer oor dit nie, maar staan op 'n boog, dat mense op 'n kas, dat mense dit vir die hele huis lig maak, dat mense dit kan sien. Here, ons bid dit vir ons kindertjies, Here, op laerskool en in hoërskool ook. Kom maak hulle lig in hierdie wêreld, sout van die aarde asseblief, Here. Vader, ek wil bid dat U iets kom wakker maak in ons gees om 'n biddende kerk te word, Here Jesus. 'n Biddende huishouding sal word van God die Vader. Want ons verloor soveel met ons nie goed vasmaak in gebed nie, Here. Daar's soveel onheil, Here, en ek verstaan ons lewende gebroke wêreld, maar Vader, ons kan iets daaraan doen as ons bid, waaksaam wees en intercede vir die mense om ons, Here. Kom help ons, Here, dat ons gekenmerk sal word as biddende mense.
Dat mense na ons ook kan kom en sê, hoe sal jy vir my kind bid, sal jy vir my seun bid, dat ons sal bid, maar hulle ook sal aktiveer om te bid, Here. En ek vra dit vanoggend, kom aktiveer ons, Here, om te bid. Ons nie sal lui raak wanneer dit kom by gebed nie, asseblief, Here. Nie sal verskonings maak wanneer dit kom by tyd om uit te koop en by U te wees, maar dat ons U sal soek as 'n vital necessity en sal weet, Here, U is my behoud, U is my krag, U is my rots. U sê in Johannes 15, sê, sonder my kan jy niks doen nie, bly in my. Dat ons in gebed sal bly en sal funksioneer uit ons lewe van gebed uit, asseblief, Abba Vader. Ons keuses, ons besluitneming uit 'n plek uit sal kom van ons binnekamer. Here, ons kan nie langer op ons laure rus nie, Here. Ons kan nie langer lui wees nie. Prayerlessness equals powerlessness. Want ons kry krag in die teenwoordigheid van God die Vader. Here, kom leer ons om te bid. Ons wil dieselfde vrae as wat die disippels gevra het. Leer ons bid, Here. Leer ons bid, asseblief, Vader. Mag ons 'n kerk wees wat bid, asseblief, Here. En Vader, kom seën ons hierdie dag en ons wil vra vandag vir ons daaglikse brood, Here. Die vir ons kom gee wat ons vandag nodig het. Vader, kom vul ons met U krag en U blydskap en U vreugde. In hierdie dag, ons bid dit in die kosbare en kragtige naam van Jesus Christus. Amen.